Jy al ooit ergens doelgerig gesit of jy het jouself gevang niks doen nie en daar's 'n kindjie wat speel of 'n kindjie wat besig is, veral 'n klein kindjie, ek praat nou net 2, 3, 4-jarige en jy het net gesit en kyk vir hulle, bietjie dopgehou, iets wat hulle aandag aftrek. Dis eintlik die beste as hulle nie weet ons kyk nie, As hulle weet ons kyk, tree hulle so 'n bietjie anders op, maar dis so oulik om hulle maniertjies dop te hou. Dis is amazing om te sien hoe hulle so wegraak in hulle eie wêreld. Partykeer sing hulle 'n liedjie, partykeer praat hulle die randomste klomp nonsens, maar dis net spesiaal om hulle te hoor. Dis so 'n opregte, onskuldige oomblik. Mens hoef nie noodwendig altyd vir 'n kind te kyk nie, soms net om die stemmetjie van 'n kind te hoor, of 'n kind wat lag. Is so opreg. Ek hoeveel keer as ek vir Elmie in die middag en al by die kleuterskool dan, wat jy so oor die muur hoor hoe kinders speel, of 'n kind uit sy nate uit lag, of 'n kind net bly is. Kleintjies het die vermoë om ons soms te laat stil staan en net weer 'n bietjie anders te kyk na die lewe, sonder dat hulle iets sê, hoe hulle optree, wat hulle doen, dinge waarmee hulle self besig hou, kan ons inteendeel nogal lewenslesse by kleintjies hoor. Onlangs het iemand my gevra oor die betekenis van 'n teks. Ons kry baie keer daai oproep wat sê ek het dit in die Bybel gelees en wat beteken dit, of ek stoei met hierdie ding, of iemand sê vir my, en ons het lekker om net 'n bietjie te gesels daaroor. Maar hulle het gesukkel dat hulle stoei met die gedagte dat die Bybel vir ons sê glo soos 'n kind. Het jy ooit gehoor dat iemand daai stelling maak? Die Bybel sê glo soos 'n kind. Okay, die van julle wat nou nie wou deelneem nie, kom straai weer. Het jy dit al gehoor? Meeste van julle, né? Dis interessant. Hier kom ek sê dis interessant. Die Bybel sê dit nêrens nie. Want dit's my. Nie een enkele keer sê die Bybel dit vir ons, of word ons beveel in direkte woorde om te glo soos 'n kind nie. En dis my ironies, en ek dink ons is almal skuldig aan dit. Baie keer in 'n opregte oomblik haal ons die Bybel aan, of ons sê die stelling, die Bybel sê, maar is nie noodwendig wat die Bybel heeltemal sê nie. Dis ons eie interpretasie, of ons eie vertaling, of ons vinnige opsomming van 'n gedeelte wat ons hou, en dan sê ons dit gou. En ek wil met jou praat hieroor vandag, oor die gedagte, die waarheid van wat sê die Bybel dan oor 'n kind, en moet ons eintlik glo soos 'n kind, want ons vir ons 'n groot waarheid, groot belangrike goed wat ons hier uit kan vat vanoggend. Vinnig agtergrond, en dan gaan jy sien wat die Bybel sê, dat jy nie dink ek jok vir jou nie, en jy kan dit maar gaan Google, net nie nou nie, fokus eers op my, Google na die tyd. Maar daar's 2 gedeeltes waar Jesus spesifiek kinders gebruik as die onderwerp of die fokuspunt van iets wat hy iemand wil leer, en ek wil hulle gou met jou deurwerk. Matteus 18 vers 1 tot 3. Hy sê in daardie tyd het die disippels na Jesus toe gekom met die vraag: wie van ons sal die belangrikste wees in God se koninkryk? Jesus roep toe, en ek wil hê jy moet let, klein kindjie. Sonder nou by dit stil staan, maar 'n klein kindjie nader en laat die tussen hulle staan, vers 3. Toe sê hy: as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van God ingaan. Nou die teks gaan verder. As jy jou eie Bybel oopmaak ergens en lees, sal jy sien Jesus leer verdere goed oor 'n kind, en hy maak verdere stellings soos dat ons nie kinders moet verlei of hulle in die afgrond laat inval nie, en hy vertel vir ons hoe erg dit is as jy dit sou doen. Maar die tweede gedeelte is Lukas 18. En hy maak weer 'n kindjie die fokus. Hy sê in vers 15, sê die mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat hulle kon aanraak. Die disippels het gesien wat aangaan en het die mense voor stok gekry, probeer stop. Dit is daai gedeelte waar hulle mos sien Jesus is moeg en hulle wil nie hy moet gepla word nie. Jesus het egter die kindertjies nader geroep en gesê: laat die kindertjies na my toe kom. En moet hulle nie keer nie, want dit is sulke mense wat deel het aan die koninkryk van God. Ek verseker julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie aanvaar nie, sal nooit daarin gaan. Kyk ons na hierdie 2 gedeeltes, na Matteus 18 en na Lukas 18. Wat was wel die opdrag? As die opdrag, ek bedoel, ons het hierdie interpretasie glo soos 'n kind, maar jy saam met my dit gelees, dit staan nie so direk nie. Ons kan dit aflei, ek dink is deel van die antwoord, maar in Lukas sê hy, ons moet die koninkryk van God aanvaar soos wat 'n kind sal. So, en ek dink daai kan ons aflei om te sê, glo soos 'n kind.
Maar die opdrag wat ek vandag wil uitpak, wat ons wel vind in Matteus, is nie glo soos 'n kind nie, maar word soos 'n kind. Jy het dit opgetel? Hy het nie gesê glo soos 'n kind nie, hy het gesê julle moet word soos 'n kind. En vanuit die konteks van as Jesus hierdie vraag vra, dan dink ek is die eerste relevante vraag vir ons om te vra is, hoekom het Jesus in die eerste plek 'n klein kind geroep om 'n illustrasie te maak? Wat was die hele doel van sy boodskap? Lees gou weer vers 1. Hy sê in daai tyd het die disippels na Jesus toe gekom met die vraag. So hier's die konteks. Hier's hoekom Jesus 'n lewensles uitdink. Hulle vra: wie van ons gaan die belangrikste wees in God se koninkryk? Ander woorde, Jesus gebruik 'n kind om vir sy disippels te sê, julle het sopas verkeerd opgetree, julle uitkyk is verkeerd, julle mis die punt, want sy disippels was in 'n gesprek waarin elkeen homself verhef het en waar elkeen wou weet hy's belangrik en hy maak saak en tipies soos wat ons almal maar is en veral soos wat die wêreld is, waar elkeen sy eie belange wil bevorder. Mense wat erken wil word, of mense wat status wil hê, of mense wat dan weet hulle is belangrik. En Jesus wys vir sy volgers uit en sê, ouens, daar's reeds fout by julle. Julle hele mindset is klaar verkeerd. Julle tree op uit selfverheffing, selfbelang, julle wil julle self bo mekaar plaas. En wat Jesus eintlik vir hulle sê is, julle is nie meer onskuldig nie. Julle harte is klaar beïnvloed. En hy sê in die kortliks, as julle nie gaan verander nie, gaan julle uitmis. Nou, kom ons net gou dit logies stel, as Jesus se disippels onskuldig en opregte harte gehad het, en die regte dinge gesê het, sou hy nooit nodig gehad om vir hulle uit te wys nie. Hy sê nooit vir hulle sê, dis julle beter verander nie. En hy probeer vir hulle uitwys, daar's reeds 'n invloed, 'n kondisionering van jou hart. Jy's reeds blootgestel en gewoond gemaak om op ander maniere te dink en ander maniere op te tree. En ek dink ons 'n paar verdere relevante vrae wat ons vanoggend hier uit moet vra vir onsself. Die eerste vraag is, tot watter mate het ek toegelaat dat die wêreld my kondisioneer? Met ander woorde, is ek enigsins onskuldig in my denke, my optrede? Is ek soos 'n klein kind of is ek soos die disippels wat klaar beïnvloed is? Die tweede vraag is ek nugter genoeg en oop oog genoeg en kan ek self ondersoek doen om te kan sien dat ek nie meer so onskuldig is nie? Of is ek soos die disippels ook blind en dink, ek bedoel, hulle het na Jesus toe gekom en gedink, hierdie is 'n goeie vraag. Ek dink, wat die gesegde hindsight is 2020, nee. Nadat Jesus hulle so geantwoord, ek dink hulle het elkeen stupid gevoel, gesê, plaas het ek nooit hierdie gevra nie. Is ek en jy oop oog genoeg dat ons kan sê, hier's die toestand van my hart, hier's die toestand wat dit moet wees. Vraag 3, en as ek jou net kan los met hierdie vraag is, wat gaan vandag verander? Wat moet vandag in jou hart, in my hart verander? Jesus se opdrag aan sy volgers toe was, word soos 'n kind. En ek is in my hart oortuig, dis 'n woord vir ons ook vanoggend. Word soos 'n kind. Het is belangrik om Jesus om uit net te wys. Jesus het 'n klein kind nader geroep, want hoor my hart, hoe elke jaar wat 'n kind ouer word, hoe meer beïnvloedbaar is hulle, hoe meer leer hulle eie gewoontetjies, hoe meer is hulle sponsies wat ons dophou of by die kleuterskool 'n ander maatjie sien dophou. So kinders is baie vinnig nie meer onskuldig nie. Hulle kom met allerlei vreemde en slegte gedrag uit. Kinders word van 'n vroeë ouderdom af beïnvloed, gekondisioneer, blootgestel, en ek wil amper die hartseer stelling maak vanoggend om te sê, kinders van kleins af word beroof van hulle onskuld. Dis net die realiteit van die wêreld. Ek en jy is die produk van die invloed van die wêreld. Dink as ons enige tiener pa of ma vanoggend het gevra, 14, 15, 16 jaar oud, het hulle gewens hulle kind is weer onskuldig, nê? Nee. As ons kom ons spekuleer gou. As Jesus hierdie stelling maak en hy sê, word soos 'n kind, wat is 'n klomp goed wat klein kinders is? En hoor my haar, die lys gaan 10 op 10 maniere aan, maar hier's 'n paar goed wat ek dink ons kan identifiseer. Kinders is, en dan gaan die lys sommer so deurhardloop. Klein kindertjies is opreg.
Ander woorde, daar's nie noodwendig altyd verskuilde of agteraf intensies nie. Hulle harte is onskuldig, rein. Daar's opregtheid in hulle glimlag, opregtheid in hulle liefde. Klein kindertjies droom. Hulle is hoopvol, hulle is positief, hulle sien groter goedjies, hulle is kreatief, hulle is verbeeldingryk, hulle is glas halfvol van mentaliteit. Klein kindertjies kan vreugde vind in die kleinste dingetjies. Die kleinste goed kan vir hulle mooi wees, soos die tipiese dogtertjie wat vir haar ma die lelikste blommetjie ooit pluk en sê, "Mamma," nee, want die hart is opreg. Bly daaroor. Klein kindertjies sien die mooi in alles. Hulle lag en glimlag oor amper enigiets. Klein kindertjies aanvaar gesag. Klein kindertjies is nie die hele tyd rebelleer nie. As jy mooi vra of sterk vra of direk vra, is daar 'n reaksie. En die volgende een spoel eintlik oor. Klein kindertjies gehoorsaam opdragte. As jy vir 'n kleintjie iets vra om te doen, dan doen hulle dit. Hulle is baie meer gehoorsaam. Soos regtig om onsself moet ondersoek as wat ek en jy is. Hulle redeneer nie alles uit nie. Hulle plaas nie hulle self bo gesag en sê, "Wel, dit geld nie vir my nie of ek sal nie." Dit is vir hulle lekker inteendeel om taakies te doen. Hulle doen as hulle gevra word. So hulle is behulpsaam. As jy 'n kleintjie vra om iets te doen, dan wil hulle, daar's sommer 'n ywer baie keer om vir mamma of pappa te help. Hulle is diensbaar. Klein kindertjies is respekvol. Omdat hulle self onder gesag plaas, hulle is weer eens daar's daai skaam, opregtheid en vriendelikheid, maar ons definitief nie hierdie ongeskiktheid of sommer net kort af nie. Hulle tree nie onwaardig op of hanteer ander met minderwaardigheid nie. En kom ons gaan so 'n bietjie dieper. Klein kindertjies is afhanklik. Klein kindertjies probeer nie die hele tyd goed op hulle eie doen nie. Hulle weet hulle kan hulle self nie versorg nie. Hulle probeer dit ook nie doen nie. Hulle vra so maklik vir hulp en hulle vra met vrymoedigheid, "Mamma, pappa, help." Hulle weet dat hulle binne 'n veilige ruimte van ander mense leef. En kleintjies roep vinnig vir mamma en pappa as hulle onseker is of bang is of moeg voel. Klein kindertjies vertrou. Klein kindertjies is nie huiwerig nie, net nie 'n klomp mure om hulle harte gebou en skepties en wantroue nie. Hulle vertrou ten volle, hulle vertrou heel hartig. Kleintjies funksioneer nie vanuit ongeloof nie. Kleintjies vergewe en vergeet. Klein kindertjies hou nie wrokke nie, loop nie die heeltyd met seer in hulle harte nie. Hulle kan hoe hartseer nou wees, het jy al agtergekom partykeer hoe jou kind huil, selfs as hulle seer gekry het, en dan maak jy net 'n simpel grap en dan verander selfs daai huil weer eenskielik in 'n lag. Dis so verandering. Selfs ouers waar jy jou kind al pak gegee het, hoop jy gee jou kind pak, nee, die Bybel sê jy moet. 10 sekondes later, 20 sekondes later, hulle loop nie en kyk jou so vuil uit die heeltyd vir die res van die dag nie. As hulle weer in jou arms en hierdie opregte liefde, hulle vergewe en vergeet. Klein kindertjies, sommer net 'n laaste punt, is tevrede. Die Engelse woordjie wat sê content, dankbaar. Gaan nie vir hulle oor die maak, of die brand, of die image rondom hulle, of hulle speelgoed of wat ek al nie. Dit maak nie eintlik vir 'n kleintjie saak, vir 'n klein kindjie, waar jy iets gekoop het, of hoe duur dit was nie. Dis is, wow, hier's 'n geskenk. Hulle het jy dit op Temu vir R10 bestel, dis is wow. Kleintjies kan met die kleinste en die minste goedjies vreugde ervaar, dankbaar wees. En weer, daar's baie ander goed wat ons kan noem, en ek weet as ons al die punte dissekteer, gaan jy my kan counter, maar jy hoor die beginsel van die hart van 'n kleintjie. En as ek hierdie eienskappe hoor en ek my evalueer as volwassene vandag, hoe vergelyk ek en my hart met hierdie eienskappe wat so genoem is? Ek bedoel net om 'n paar te noem, net om 'n paar gou te evalueer, tot watter mate is my hart opreg? Teenoor agteraf intensies of voorgee. Tot watter mate droom ek? Is ek optimisties? Glo ek bo die huidige omstandigheid? En laat ek nie toe dat die huidige omstandigheid my totaal en al belemmer nie.
Tot watter mate aanvaar ek gesag? Gehoorsaam ek opdragte? Veral wanneer dit kom by my hemelse Vader. En ek wil dit verder vat om te sê, dit sluit ook die reëls en die werksomstandighede in die land waarin ons bly, want die woord, die Romeine 13 sê vir ons, gehoorsaam, wees onderdanig aan jou landswette. En jy hoor, ons is skuldig daaraan, ons ignoreer so vinnig as iets ons nie pas nie, of dit nou spoed is, of dit wat ook al dit is, ons doen dit. Tot watter mate is ek en jy behulpsaam, ywerig om te help, wil graag daar wees vir iemand. Tot watter mate vertrou ek en jy, hoe vergewe ons, hoe vergeet ons, of hoe hou ons boek van die kwaad, hoe bou ons mure op in ons lewe. Kan dit wees dat ons, net soos Jesus se volgers, dink ons is op een manier, kom met hierdie opregte versoek, ons wil eintlik 'n mooi antwoord hê, en meanwhile, sê Jesus, julle mis die punt heeltemal. Ek dink dat ek in my verhouding met die Here so is, en my oë is blind vir hoe die wêreld my lewe al beïnvloed het. Miskien het Jesus nodig om vir jou en vir my vandag te sê, dis tyd dat jy verander. Dis tyd, wat hy vers sê, ons gaan nou weer by ons stilstaan, maar dis tyd dat jy met ander oë na die lewe kyk. Ons is dalk meer besoedeld as wat ons dink, of meer aangepas as wat ons dink. En dit herinner my, is nie 'n vreemde uitdaging vir jou nie, jy het die teks verseker al 'n klomp keer gehoor, maar Romeine 12 vers 2 wat vir ons sê, moenie julle leefstyle aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God jou omvorm, jou verander, deur jou denkpatrone te vernuwe. Selfe teks, selfe boodskap wat Jesus tot 'n groot mate vir ons gee, om te sê, stel selfondersoek aan en vra jouself, het ek aangepas by die gedragspatrone van hierdie wêreld? Lyk my prioriteite soos almal in die wêreld sin, of is my prioriteite in lyn met hoe Jesus dit wil hê? Is my uitkyk oor die lewe, die woorde waarmee ek praat, soos mense in die wêreld, of is my uitkyk een van geloof en ewigheidsperspektief? Is my woorde opbouend? Is my woorde iets wat ander mense help en vul met geloof, of is ek heeltyd negatief en praat dood? Bo alles, is my hart opreg en onskuldig, of is my hart die produk van hierdie wêreld se seer en teleurstelling? As 'n rede hoekom een van die skrywers in die Bybel sê, in Jeremia, staan op die skerm hier, maar hy sê, die hart is bedrieglik bo alle dinge. Want die wêreld het konstant hierdie fokus om in my en jou lewe in te meng, en die vyand het een intensie om te kom steel en te slag en te vernietig, want hy weet, met elke ding wat in jou lewe skeefloop, en elke ding wat jy in jou lewe toelaat, kan daar wonde en mure en verandering wees. Daar's 2 opdragte in hierdie teks. Hy sê vir ons, ek highlight hulle sommer vir jou, hy sê, moenie. Ander woorde, dit is my en jou verantwoordelikheid. Ek en jy het 'n keuse om te sê, wees bewus hoe die wêreld is, en moenie soos hierdie wêreld word nie. Jy moet sekere keuses maak. En 2 sê, laat die Here toe om jou gedagtes te vernuwe. Met ander woorde, kom juis na God toe en sê, Here, ek wil nie soos hierdie wêreld wees nie. Lei my, praat met my, oortuig my. Ek wil u woord oopmaak en sê, die wêreld sê dit, maar wat sê u? En jy hoor waar die belangrikheid in die klem moet lê. Hoekom? Omdat my en jou gedagtes die hele tyd geprogrammeer word, veral in die besigheidswêreld, veral met 'n klomp stikkende mense wat saamleef, ons gaan die heeltyd geprogrammeer en gekondisioneer word. Ons leef in 'n tyd waar ons so gedryf word deur materialisme, waar ons soveel stres het en ons so oorlaai en die druk op hierdie lewe voel so die hele tyd te veel. Ons leef as gevolg van al hierdie stres en hierdie worry en hierdie goeters, leef ons in 'n tyd waar soveel volgers van Jesus na coping mechanisms gryp. Iets wat my net kan bedaar. Ek kan nie 'n dag gaan sonder hierdie ding nie, of sonder daai nie. Ek moet elke dag 'n sjokolade eet, of ek moet elke dag 'n sigaret rook, of my vape, of drank, of wat ek al dit is. En ons gryp na goed,
Nie noodwendig om te fokus op daai goed nie, maar in die afwesigheid van Here, U is my krag, U is my oplossing. Ons leef in 'n tyd waar jaloesie, en koue harte, en onvergifnis, en grudges aanvaarbaar geword het. Die Engelse woordjie sê ons justify onsself. Ons praat dit reg. Evalueer jouself. Ondersoek jouself en besef vanoggend, ons kan maar almal ons hande opsteek, ons is reeds geprogrammeer. Dis wat Jesus vir sy volgers probeer sê het, ouens, julle dink nie reg nie, en as jy nie anders gaan begin kyk nie, as jy nie word soos 'n kind nie, dink daar's 'n rede, hoekom die slimste man in die Bybel, of die slimste man wat ooit geleef het, Salomo, vir ons in Spreuke sê, lees dit saam met my, maar jy ken hierdie teks ook, met so 'n paar teksies verder lees, hy sê, bo alles, nommer 1 prioriteit, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Ons gaan nou verder lees, maar die ou vertaling sê, wat sê hy? Hy sê, pas jou hart op bo alle dinge. Hy gaan aan, hy sê, bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan, wat jy dink, kom gerus. Die opregtheid van 'n kind, nê, sulke rede. Hallo. Henry, wees rustig, ek gaan aan. Harry, sorry. Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, hoor mooi, wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Hy gaan verder en hy sê, moenie, weer 'n waarskuwing, moenie lelike dinge sê nie. Bly weg van lawwe praatjies. Kyk reguit vorentoe. Bly gefokus op wat voor jou is. Merk jou pad vir jou duidelik af. Hoor jy die keuses? Dink gou vinnig terug na Romeine, ons gaan nou verder lees, maar Romeine wat sê, moenie soos die wêreld word nie. Jy moet keuses maak. Merk jou pad vir jou duidelik af. Dan sal jy seker wees waarheen jy gaan. Maar as jy nie merk nie, en nie fokus nie, en nie konsentreer nie, weet jy gaan van die pad af gaan. Vers 27. Moenie links of regs van jou koers afwyk nie. Bly weg van wat verkeerd is. En hoekom sal hy ons waarsku? Want elkeen van ons kan ergens gaan stil staan en na die wêreld of na iemand anders se lewe kyk en sê, verkeerde pad, verkeerde keuse, gevaar, nee, dit is nie die beste ding om te doen nie. Weet jy hoe gevaarlik dit is? Ek dink dis hoekom Jesus onder andere ons ook sê, haal die balk uit jou eie oog uit eers. Want dit is so maklik vir my om ander mense se gevare te sien en te sê, dit is nie goed nie, maar ek is blind vir die dom keuses en die gewoontes en die goed wat ek doen. Dis okay. Dis eintlik interessant. As ouers maak ons soveel besluite en soveel keuses en ons stel reëls op vir ons kinders want ons sien die gevare van die lewe en ons wil hulle weerhou van dit. Ons wil hulle onskuldig hou, ons wil hulle blootstelling verminder want ons wil hulle oppas, ons is lief vir hulle. Kan jy vandag insien dat die Here na jou kyk as 'n kind? Kan jy vandag net jy besef dat elke reël, elke opdrag, elke woord in sy woord is geskrywe met 'n brandende liefde om jou onskuldig te hou, om jou te weerhou van die seer en die stikkend van hierdie lewe. As ek as pa my dogtertjie wil beskerm teen die ewels van hierdie wêreld, kan ek insien dat die Vader my wil beskerm. Dis hoekom Lukas dit so stel, lees dit gou weer saam met my, Lukas 18 vers 17, hy sê, ek verseker julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie aanvaar nie, sal nooit daarin gaan nie. Aanvaar die koninkryk, dit beteken, erken dat daar 'n Vader is. Vertrou jou lewe aan hom toe, submit onder hom, volg hom, luister na hom, sien sy karakter en wat hy vir jou beplan en commit jou lewe daarby. En as 'n ewigheidsperspektief saam met die Vader.
Dis waarna Romeine 12 ons toe uitgedaag het, om te sê laat, met ander woorde, die Here wil ons denke verander, hy wil ons oppas van, moenie jou eie kop volg nie, laat God jou denke vernuwe, vind uit wat is vir hom belangrik, vind uit wat dink hy is veilig en goed, en kies dan om dit jou prioriteit te maak. Word weer soos 'n kind afhanklik en vertrou hom ten volle. Anders gestel, hou op om soos 'n tiener te wees. En ek sê dit met groot liefde teenoor elke tiener, want tieners is rebels, tieners is, ek wil my eie kop volg, ek wil nou weet ek is groot, en is okay, ons is in 'n mekaar fase, maar jy gaan eendag oor 10 jaar terugkyk en smile oor wie jy was, dis hoekom al die groot mense nou gelag het, né? Maar dink hieroor, so vinnig in die lewe volg ons eie kop, en ons wil nie verantwoordelikheid vat van iemand af nie, ons wil nie iemand moet vir ons sê hoe om dit te doen nie, ek sal self. So kom ons raak prakties. Hoe word ek weer soos 'n kind? Die teks gee eintlik vir ons die antwoord. Matteus 18 vers 3. As jy nie met ander oë na die lewe begin kyk nie. Begin kyk na die lewe met ander oë. Begin met 'n ander perspektief die goed in jou lewe raak sien. Probeer die bril van die Vader opsit met sy kind en sê, ek sê nie hierdie dinge omdat ek jou lewe swaarder wil maak of moeiliker wil maak nie, ek sê dit om jou te beskerm. Leef jouself in 'n tiener oomblik in waar jou ma vir jou reëls gemaak het en jy gedink het, dis so boring en hulle sak en hulle is oudheid, so wat ook al jy hulle genoem het, en die ouers se bril was, ek doen dit want ek is lief vir jou. Kyk met ander oë na die lewe, en 2, word soos kindertjies. Gaan moet self ondersoek doen en sê, hoe lyk my hart? En hoe is ek gekondisioneer en dan het ek 'n keuse, wil ek daar bly? Maar die gevaar, hoekom sal ek dit wil doen? Hoekom sal ek nie wil bly waar ek gekondisioneer word of nie soos 'n kind wil word nie? Want Jesus sê baie duidelik, jy gaan uitmis op die koninkryk. Hierdie wêreld gaan jou insluk, hierdie wêreld gaan jou seermaak. Ek wil nie die opsie op die tafel los dat die vyand so met my lewe kan inmeng en my kan besoedel met wêreldse en slegte idees, dat ek eintlik in gevaar is en dit nie besef nie. Wil nie onder die illusie lewe dat my lewe en my verhouding met die Here gesond is, maar eintlik leef en tree ek op soos iemand wat liewer is vir die wêreld as wat ek vir Jesus is nie. Dink toe die disippels daai vraag klaar gevra het en Jesus sê dit, en ons weet nie eens hoeveel mense het om hulle gestaan en luister nie, maar ek kan jou beloof, hulle was so vir 'n oomblik baie skaam, baie dom gevoel. En ons hou nie daarvan om skaam te wees of dom te voel nie, so mag ons keuses maak dat ons nie eenkant blind onkant gevang word en onder 'n illusie geleef het nie. Hy sê ding wat ek aan die begin genoem het, wat ons dink die Bybel sê, hy sê glo soos 'n kind. Kom ons pak dit net vinnig uit en ons vra die vraag, al sê die Bybel nie glo soos 'n kind nie, ons vra die vraag, hoe glo 'n kind? 'n Kind glo heelhartig. 'n Kind glo sonder om te oordink en te bevraagteken en te dissekteer en skepties te wees. 'n Kind vind veiligheid in antwoorde. Die oomblik wat pappa of mamma iets vir hulle gesê het, is dit van, okay. Al is ek en jy soms lelik en ons sê vir hulle die verkeerde goed. Al maak ons 'n grappie en ons maak sommer net iets of wat nie noodwendig die waarheid is nie, dan sê hulle, okay. Die Engelse woordjie is gullible, nê? Dis nie gullible nie, dis hierdie totale geloof dat dit wat jy vir my sê, dis waar. Kan ek en jy vandag heel hartig glo soos 'n kind dat God die beste vir ons wil hê. Dat hy lief is vir ons en 'n plan het vir ons lewe, en kan ons kies om sy opdrag te gehoorsaam. Kan ons kies om weer soos 'n kind te word. En so terwyl ons prakties bly, kom ons sluit ons so af, kom ons land om hier. Hoe word ek weer soos 'n kind?
Al die goed sal in plek val as ek en jy een opregte keuse kan maak. In 'n paar oomblikke of oor 10 minute of 20 minute of whenever gaan ons klaar wees en dan gaan replikies ook kom. En dan gaan ons so 3-jarige dogtertjie hier deur julle almal hardloop. En as sy in die teater inkom, gaan sy soek vir een van 2 persone. My of my vrou. En baie van julle dink sy's vrek oulik, julle gaan haar probeer stop en sê hallo of julle gaan gou wil hallo sê en raai wat sy gaan julle ignoreer. Want sy gaan haar mamma of haar pappa bo enige iemand soek. Ouers, jy weet waarvan ek praat. Maar so baie keer wat 'n volwassene al jou kind wil optel, hulle wil niks weet nie, ek soek net my ma of my pa. En hoor jy die antwoord vanoggend? Hoe word ek weer soos 'n kind? Soek jou pa bo alles. Hardloop na hom toe sonder om bewus te wees van al die afleidings, al die distractions, al die goed wat in elk geval gevaarlik kan wees vir jou lewe. Vriende, mag ons fokus heel eerste op hom plaas. Hierdie liedjies wat ons vanoggend gesing het soveel krag. As ons dit net kan glo. Ek spreek Jesus. Hoekom? Want daar is krag in sy naam. Hy is die naam bo alle name. He is the waymaker, the promise keeper. As ons net soos kinders dit sal glo. En as ons soos kinders sal word deur juis na hom toe te hardloop en sê, Here, soos 'n kind afhanklik is, wil ek afhanklik wees. En soos 'n kind nie die beste weet nie, U weet die beste. En dat ek heeltyd hierdie vergelyking tref, net te sê, Here, kan ek enigiets in my lewe los, van enigiets in my lewe ontslaa raak, wat my onskuld kom steel het. En as daar vanoggend enigiets in jou hart is, jou vrede of jou vertroue by hom kom steel het, wil ek jou nooi in hierdie volgende paar oomblikke, deel daarmee. Vat dit juis na die Here toe en sê, Here, hoor my hart mooi, daar's niks vir 'n ma of 'n pa so mooi soos 'n tiener wat actually erken hulle is verkeerd nie. Kan ek en jy, die klomp rebelle, kan ons na die Here toe kom en sê, Here, ek is so jammer. Ek het weer. Ek het toegelaat. Ek het vasgeval, ek het hierdie coping mechanism, ek het hierdie dit, Here, kom bevry my, want hoor my hart, hy het die krag en die vermoë om jou te bevry. Hy het die krag en die vermoë om 'n nuwe hart vir jou te skep. Hy het die krag en die vermoë om jou aan te raak.